1993 November het Jack gesê hy gaan na die Boshoffs toe. Hy het een of ander afspraak met mevrou Boshoff, want hy het oorklankwerk, hy en ons seun John het oorklankwerk gedoen vir die Afrikaner Volkswag. Daai tyd was dit die Afrikaner Volkswag, Afstig en nou Epoch. Daai tyd was dit Sabra. En ek sê nee, ek gaan nie saam met jy Kamalian gaan. Jy gaan besigheid praat, ek stel nie belang nie. Nee, maar gaan saam. Ek sê nee, ek gaan nie saam nie. By die einde van die dag gaan ek wel saam. Ek is saam met hom en ek kom daar, mevrou Boshoff sê my, sy kyk my so, sy sê, ons die firma trek nou Orania toe, ek is reeds besig om te help om goed Orania toe te ry. Ek sê ja, ek weet. En sy sê, gaan jy vir my werk? Ek sê vir mevrou, ek werk vir minerale energie sake, ek is dood, gelukkig. Ek stel nie belang nie. Ek gaan nie vir jou werk nie. Sy kyk my net so en sy kyk vir Jack. En sy vat die foon en sy bel haar dogter hier, Elisabeth. Sy bel, sy sê, Elisabeth, hoeveel huise is daar beskikbaar? Sy sê die foon neer, sy sê, Jack, daar's 2 huise beskikbaar, julle moet maar besluit watter huis julle wil hê. Sy ignoreer my soos 'n stopstraat. Ek is 'n skaduwee. En sy sê vir my, kan jy nou begin werk? Ek sê, nee mevrou, ek is besig om belangrike werk. Ek is besig om data reg te kry om dit op die stelsel te sit, op die rekenaar te sit. Is alles lers in die kluis, so ek is 3/4 van die tyd in die kluis. Met die gevolg is die einde van die storie is toe nou. Ek werk bedags by minerale energie sake, saans werk ek by die Afrikaner Volkswag. Die Afrikaner Volkswag het baie keramiek goed gehad, want hulle het mos 'n herdenking gehad van wat 150 jaar, wat was dit? En daar was massas goed. Nou as hulle ek dink dit was 'n firma in Rustenburg wat die keramiek goed gemaak het. Nou as sy nou sê nou maar hierdie puddingbakkie, as sy dit nou as hulle sê 100 gaan jou soveel kos, maar as jy nou 1000 vat, dan kos dit nou soveel. Okay, maak het 1000. Met die gevolg is, van al die items wat gemaak is daar massas gemaak. Al die boeke wat gedruk is nie net 10 of 20 of 30 nie, daar is honderde. So daar staan voorraad vir Afrika. Saans, dan ry mevrou Boshoff en ek met haar Mercedes na die Pick n Pay en Checkers, al die winkels, se plekke waar hulle alles weggooi, dan maak ons kartonne by mekaar. En dan pak ek boeke en keramiek items pak ek in. Môre werk ek weer by minerale energie sake. Hulle huis in Bermeria het so trappe op, so klein kamertjie gehad, ek het daar gebly. Jack is daar reeds hier in Orania, want hy ry goed heen en weer. En ons goed is gepak en hulle is toe al hier. En hy en sy ma bly toe al in 'n huis hierso, en ek bly daar. So ek moes toe nou my baas sê, ek gaan bedank. Ek het geweier. Ek sê vir Jack, hoor hierso, ek het 'n werk wat ek wil hê nie. Jy gaan vir meneer Olivier sê, ek bedank, ek weier. So my ou mannetjie moes maandag na meneer Olivier toe gaan en vir hom sê, my vrou bedank. Hoekom? Sy kan nie bedank nie. Sy is besig met belangrike goed. Nee, maar sy het bedank nou, sy het nou ander werk gekry. Hoekom het sy werk gesoek? Nee, sy het nie werk gesoek, sy het werk gekry. Meneer Olivier kyk om so, hy sê, dis is snaakse een. Maar nou ja. Hy sê 6 weke? Niks minder as 6 weke nie. Met die gevolg is 6 weke, ry ek heen en weer. Saans werk ek by Volkswag. En ek het sulke kort sessies gehad, wat ek so 'n bietjie rekenaarwerk geleer het. Want heel eers het sy vir my gesê, kan jy op 'n rekenaar werk? Ek sê ek het by Samba op 'n rekenaar gewerk, maar ek werk nou op 'n rekenaar. En nou ja, einde van die storie, nou leer ek. Nou saans soek ons kartonne en saans pak ek voorraad, môre gaan ek weer minerale energie toe. So het ons toe nog gepak. En op 'n dag moes die voorraad Orania toe kom. Nou het die plek wat sy die voertuig gehuur het, 'n dag gekom staan, wat die meubel vervoer was. En nou dra hulle daai swaar kartonne met al die keramiek goed en pak in. Dan staan mevrou Boshoff en sy sê, daar's nog plek, sit hierdie lesenaar daar, hierdie stoel kan daar. Sê die man, mevrou, hierdie voertuig is reeds oorlaai. Nee, daar's nog baie plek, pak in. Met die gevolg is die arme man, daai voertuig het
5 bande gebars van Pretoria af tot in Orania. So hoeveel geld het hy op die einde uit daai sessie gekry? Ek dink nie hy het veel gekry nie. So ja, dit was toe nou op pad Orania toe. Nou met daai goed alles iewers gepak word. Daar waar Orania Beweging kantoor op die oomblik is, was 'n vloer. Daar was niks. 'n sementvloer. Die volksskool. Ons het so 2 kamers gehad wat ons beman het toe nou. Sy het daar waar die kantore was, het sy 'n kantoor gehad en ek het deur agter in kamer nommer 13, daar het ek die rekenaar gehad en daar het ek gewerk. Die voorraad was toe nou hierdie sagtandstoor. Die goed was daarin aangepak. Maar ek het toe ek nou die rekenaar in Pretoria uitmekaar uithaal, wat weet ek nou van 'n rekenaar af? Dan trek ek 'n draad uit, dan sit ek 'n plakker aan, en sê ek 1. Daar waar hy moet inkom, 1. So ek het die drade gemerk. Soos hier, as ek dit met aan mekaar sit, 1 kom by 1, 1 kom 2, kom by 2. So ek moes dit self weer aan mekaar sit. Maar nou is ek nog baie onseker van alles, en ek vra maar baie vrae. Daar was toe net 2 dames wat saam met haar gewerk het. Rolien en Lali. En dis ook 'n aardige een, Betsy en Lali, tweeling. En Betsy was onder by die vloot. En as Betsy 'n naweek wil af hê, dan gaan Lali soontoe. Dan ry hulle. En dan die ouens daar, dan sê hulle, dis fout. Iets is nie baie lekker nie, ons kan net nie ons vinger daarop lê nie. So hulle tweekies het baie plekke geruil, maar hulle kon hulle nooit vastrap nie, want hulle het presies een brein gehad, kan jy amper sê. Hulle het maklik plekke geruil, maar dis nou niks van die Volkswag nie. Maar nietemin nou het ons die voorraad uitgepak, en nou het ons rakke gemaak, nou pak ons nou, en dan verkoop ek nou items, maar een dag het ek iets wat ek toe nou vir mevrou Bossel wil vra. Sy het so 'n snaakse stoel gehad. Jy sit so en dan jou knie is daar. Daar's nie 'n leuning of nie. Dis so 'n snaakse stoel. Ek sal nooit op so 'n ding kan sit nie, maar nietemin sy daaraan geglo. Haar knie het iewers gedruk. En ek gaan en nou staan ek hier so. Nou wag ek en ek wag en ek wag. Sy moet nou vir my vra, wat soek jy? En ek wag en ek wag. Sy tik op die rekenaar. En ek sê, mevrou, skree sy. En ek skrik my wit. Sy sê, laat ek alles uitgee vir jou. En ek het vorige vergadering. Wat gaan ek nou doen? En ek draai so in my spore om en ek loop by die deur uit. So ek het baie sulke snaakse sessies gehad wat ek kan vertel. Maar ja, ek het nooit die vraag gevra wat ek wou vra nie. Maar ek het die werk gedoen soos wat ek kon. En toe koop mevrou Boshoff eendag die gebou wat ons nou het. Dit was 'n skool wat iewers afgebreek is. En die teels wat daar gelê is, het sy in Pretoria gekoop. Chris Rood het nog die vloer, die teels gelê. Maar nietemin die gebou is toe nou daar opgesit. En ons het toe nou daar aangetrek. Het was net een lang vertrek. So ek het daar op 'n stadium my tafel gehad. En ek het om my tafel breinpapier vasgesit dat my bene nie so koud kry nie. En ek het van die kartonne wat dokumente in het vir my 'n muurtjie gepak, my eie kantoor gemaak. Die kantore het later gekom. En so stelselmatig het dit toe nou verander soos wat dit nou is. En dan die voorraad was natuurlik massas en nog massas. En so ek het baie van die goed probeer verkoop. Ek het wel daarin geslaag om baie van die goed te verkoop. Toe Jaco by ons was, het hy op 'n stadium hier by die Klein Geluk op die stoep gesê die mense kan maar van die goed vat. En toe het die name het toe op 'n stadium met die 3 Volkswag en Afstig en Sabra het toe saamgesmeld. Dit was dit Spansaam. Dit was lank Spansaam. En toe dit later, ek kan nie onthou wanneer was dit nie, toe dit nou verander na Orania Beweging toe. En toe is nou ook, dis nou Helpsaam. En dan het ons nou natuurlik die Epoch wat Sabra was. En dan het ons natuurlik agterna, toe Frans de Klerk by ons was, het ons ook, wanneer jaar was dit, ek kan nie onthou nie,
toe het hy die groeifonds gestig. Ek kan net nie onthou wanneer dit was nie. Ek het baie van die werk gedoen. Hy het op 'n stadium wat hy my geleer om, hy het altyd vir my gesê hoe my rente te bereken en dan het hy dit nagegaan. So vir 'n paar maande het hy nagegaan, later het hy nie meer nagegaan, hy het aanvaar ek doen dit reg. En maar die groeifonds het hy dit begin. En toe op 'n stadium het hulle begin met die beplanning vir die ore. Ek het die A, B, C en D reeks wat ek hanteer. As hy pakke nota van die drukkers afkom, dan het ek dit uitgesorteer in pakkies van honderde gemaak en gekyk dat al die nommers mooi agter mekaar is en dat die note, dat daar nie foute op die note is nie, of sal ek sê maklik sigbare foute. En dan het ek gereël vir die mense wat die note geteken het, want dit was fisies met die hand geteken, om in die aande te kom, dan het ons na die kantoor toe gegaan, dan kom Frans ook so in toe, en dan sluit ons nou maar die deure, en dan sit ons daar in die auditorium, en dan teken die ouens nou die note, en toe het hy net een hand besluit, nee wat, hy is nou nie meer lus vir hierdie storie nie. Dan kom hy, en dan sê hy vir my, is dan nie reg, dan sê ek, ja, ek is reg, dan loop hy, en dan sê hy, sluit net die deur agter my. Ek laat die mense teken, ek aanvaar agterna, as hy ontslag geteken het, vat ek die note, ek gaan dit deur en kyk of al die note nog daar is, kyk of almal geteken is, so laat daar nie 'n noot weg is nie, of nie geteken is nie, en dan het ek die pakkies gevat en toegesluit, en almal laat loop, en dan het ek toegesluit en huis toe gegaan. So ek het toe die hele verantwoordelikheid op my gehad. En toe een aand, toe was daar in die balsaal was daar 'n funksie gewees, die Orania Sakekamer, en ek is toe nou spesiaal uitgenooi om so toe te gaan. Ek dacht, wat wil ek nou daar gaan maak, maar nou ja, ek is uitgenooi, gaan toe nou so toe. En hier in die middel van die storie, toe roep hulle my, toe kry ek 'n sertifikaat. So ek is 'n erelid van die Sakekamer. En wat geraam is, so ek het daarom iets om te wys dat ek 'n diens gedoen het, wat vir ander mense waardig was. Maar toe ons hier gekom het, was hier omtrent 350 mense. As ek reg is, dis man en meis. Dis nie net groot mense nie, dis groot mense, kinders almal. En die volksskool het net 'n paar leerlinge gehad. Die CVO skool het op daai stadium nie regtig bestaan nie. Hy was soort van in 'n proses om aan die gang te kom. Want daar was kinders wat wel daar was, maar daar was nog nie regtig 'n skool met 'n prinsipaal en onderwysers. Dit het so stelselmatig dit gekom. En daar was baie min huise wat bewoon was. 3/4 van die huise was nog leeg gestaan. Jy kon 'n huis koop vir baie min. Ons het 'n huis gehuur vir R350. Nou daai huise, as jy hulle vandag hier, dink ek betaal jy omtrent R8,000 'n maand. Ek is nie seker wat dit nou is nie. Maar ons het die huis wat ons gehad het, het ons R350 hier betaal vir 'n maand. So dit is die slaapkamerhuis. So, en dan het mevrou Boshoff eendag, ons was nog in die volksskool, toe roep sy my, kom hier so. Daar staan toe daar in die gang, so ry swart sakke. Ek kyk goed so, ek dacht, wat is dit? Sy sê, hierdie is klere, ek het dit nou van Pretoria afgebring. Ek sê, wat moet ek daarmee doen? Jy moet hierdie goed deurgaan, en jy moet hulle sorteer, en jy moet pryse op hulle sit. Ek sê, mevrou Boshoff, wat se klere is dit? Sy sê, ons gaan nou tweedehandse klere verkoop. O my genade. Nou ja, toe staan nou 'n kennisgewing gewees, mense kan nou name raai vir die klere trommel, wat die winkel, wat nou 'n tweedehandse winkel gaan wees. Nou, op die einde van die dag was dit toe nou besluit op klere trommel. Want daar was heel wat name wat mense nou ingesit het. Nou, waar maak jy nou hierdie winkel? Annanel se maai, daar waar daai 2 houthuise, as jy nou in Parellaan Oosry, daar is daai 2 houthuise, daai huis daar, Annanel se maai daar gebly, en daai voorste ingangetjie, sy sê toe ons kan daai plek gebruik, en daar is toe nou 'n rak of 2 opgesit,
Sy het my gehelp om 'n drade klerehangers te buig. So ons het klerehangers gebuig, sy en ek. En ek het daai klere gewas, in pryse opgesit, gesorteer, kinderklere, mansklere, damesklere. En so het dit toe nou bekend geraak dat daar nou 'n plek is waar jy kan tweedehandse klere koop. So ja, derentyd het ek nou goed verkoop. En toe het daar altyd maar 'n sak of 2 geland, word net daar neergesmyt op my stoep. Dan was ek goed en dan vat ek hulle maar klere trommel toe en dan sorteer ek dit en ek hang dit op. Maar die ou spasietjie het toe te klein geraak. En ons het toe nou getrek. Hier was so stags, 'n sinkgebou hier net as die klein gelig inkom, maar die plek het op 'n stadium afgebrand. Ons was daar. Ons was nog daar waar Annetjie Joubert se man se besigheid, daar was ons op 'n stadium. En toe ek het Madeleine Winterbag, sy het altyd die geld hanteer. Ons het altyd die geld wat ons ingekry het. Baie van die ouers wat kinders het wat die skoolgeld bietjie moeilik is om te betaal, het ons baie van daai kinders se skoolgeld betaal uit die geld uit van die klere trommel. En daai tyd daar waar die werk die dorpsraad is, dit was die hospitaal. Dr. Stef Nel was daar. En ons het op 'n stadium heel wat geld geskenk vir handdoeke en linne vir die hospitaal. En Jack en ek het 'n paar ouens gehad wat saam met hom musiek gemaak het. Ons het 1 of 2 keer danse gehou en ons het daai geld ook alles geskenk vir teruggesit en geskenk vir een of ander doel. En daar waar die kantoor nou is, daai bome wat daar voor die kantoor staan, daai bome is almal gekoop uit geld uit van die klere trommel. Maar ek het toe nou later nie meer by die klere trommel gewerk nie. So toe het daar ander mense gewerk, maar ek het redelik lank by die klere trommel gewerk, en ek het maar altyd gestap, want dit was daar waar die waghuisie was. Daar, baie lank het ek daar, so soontoe gestap na werk, stap ek soontoe, en as ek vir 'n uur of 'n uur en 'n half in die aand daar, dan stap ek nou weer, ek het elke aand die plek oopgemaak. So ons het redelik baie van die goed verkoop. Die mense het baie kere goed gebring, en of hulle sit net die sakke daar voor die gebou neer, en dan sorteer ek het goed wat te vuil is, het ek my altyd gewas, dat dit ten minste netjies is. 'n Mens kan nie goed verkoop wat vuil is nie, of stikkend is nie. Goed wat stikkend is, het ek op 'n hoop gegooi, en dan sê ek, hier is lappe vir vloerlappe as mense soek. En dit het die klere trommel het gegroei en gegroei en gegroei tot waar hy vandag staan, en dis vandag 'n baie oulike plek. En ek gaan laai nog steeds goed daar af. Ek het op die oomblik in my huis 'n sak waar daar by 'n stoel staan, wat vol goeders is, wat ek wil klere trommel toe vat. Of wil jy ons 'n bietjie vertel wat jou man al sy gedoen het? Ja, my man, hy het nie gewerk in Orania nie. Maar hy het kort nadat ons hier gekom het, hy het net voor ons hiernatoe gekom het, was hy in Pretoria by die dokter. Ek het een aand gevoel hier by sy naal is 'n knop. En hy was toe na ons dokter toe, en toe sê die dokter vir hom, so 'n tydbom wat wag om te ontplof. En toe vra hy nou, wat is dit? Toe sê hy, is 'n aneurysme. Jy moet gaan vir 'n operasie. Toe vra ek, wat kos so 'n operasie? Toe sê hy R35.000. Toe sê ek, nee, ek het so baie geld hê, dan moet hy maar ontplof. Toe sê hy, nee, jy gaan na die provinsiale hospitaal. So hy was op daai stadium in die proses van moet gaan vir 'n operasie. So hy het toe ons hiernatoe gekom het, direk daarna het hy 'n groot operasie gehad. En hy het toe na die operasie opgehou asemhaal, so ons het hom amper daai dag verloor. Maar net in my huis toe nou teruggekom hiernatoe, en dit was nou maar nie baie aangenaam nie, hy het gesukkel om te loop. En hy het toe nou nie werk gehad nie, so hy het toe nou die erf gekoop, en hy het daai huis wat ek in bly self gebou. Hoe het dit reg gekry het, vra my, ek weet nie, maar ek het my hoed afgehaal vir hom. So ek het vandag 'n dak oor my kop, wat my man met sy eie hande gemaak het, en hy is nie 'n bouer gewees nie, hy was 'n telegrafis, hy het by die poskantoor gewerk, hy het telegramme, en hy het video en klankwerk gedoen. Dit was nie een van sy
dinge wat hy kon doen nie, maar ek is trots gewees op hom. Hy het daai huisiekie vir ons gemaak en ek het 'n huis om in te bly. En hy het toe lank petrol ingegooi. Vir 'n hele paar jaar het hy brandstof ingegooi en op die manier het hy daarom 'n paar rand verdien vir homself. En baie mense ontmoet en met baie mense gesels. En op 'n manier was hy 'n goeie ambassadeur vir die dorp. Want hy het nooit iets sleg van die dorp gesê nie. Hy was ook die een wat gesê het, ons moet Orania kom bly. Hy het vir my eendag gesê, ons moet daar gaan bly. Toe sê ek, Orania, wat 'n stupid plek is dit? Hy sê, weet jy wat, hierdie stede gaan almal platval, dan gaan Orania nog staan. Ek sê, ek weet nie eens van die plek nie, ek het nog nooit van die plek gehoor nie, nou vertel jy vir my van hierdie plek gaan nog staan. Hy sê, dis ons uitkoms. En hy kon baie ver vooruit sien. Want as dit nie vir hom was nie, dan het ek, as hy gesterf het, sou ek in Pretoria gewees het. Wat sou van my geword het? My kinders is almal in die land uit. Ek het nie 'n enkele kind in die land nie. Hulle is almal weg. So, ek sou op die straat gesit het met 'n blikkie en gebeur dit. Vandag het ek my eie huisie, dis nou nie 'n pragtstuk nie, maar ek het my eie huisie. Ek het water. Goed, ek het agterna 'n songeyser laat opsit. En maar ek het water, ek het krag en ek het 'n bed om op te slaap en ek het dak oor my kop. En wat wil ek meer hê? Ek het elke dag kos om te eet. Ek kan nie restaurantkos bekostig nie en ek is ook nie lief vir restaurantkos nie. So ek is doodgelukkig en omdat hy ver vooruit kon sien, het ons hiernatoe gekom en ek is versorg. Want ek en my kinders is weg. Ek kan nie vir hulle sê, hoor, ek soek elke maand X bedrag om te kan oorleef nie. Hulle het hulle eie huise, hulle moet vir hulle self sorg. So deur die genade het hy ver vooruit gesien en het hy op 'n manier gesorg dat ek versorg is. Mevrou, maar hy was betrokke by die radio ook, né? Hy het op 'n stadium die radio begin. Hy het briewe geskrywe om goedkeuring te kry vir 'n radio, maar dit het nooit gerealiseer dat hy 'n brief teruggekry het. Hy het briewe teruggekry, maar hy het nooit 'n fisiese antwoord gekry nie. Maar hy het lank die radio aan die gang gehou. En dit was ook, en dan het hy 'n storieetjies geskryf. Ek het nou self nie meer 'n boek nie. Ek het dit vir die kinders gegee. Adonsie. En hier was mense in die dorp wat, dan bel hulle my, dan sê hulle, is Adonsie nog op datum? My kinders wag elke aand vir Adonsie. Ek het die storie gelees en hy het die geskryf. So Adonsie was toe ook 'n deel van wat hy altyd, maar Jack het nooit van hierdie nuwerwetse musiek gehou nie. So hy het altyd gesê hy wil oordentlike musiek speel vir mense wat ouer garde soek nie hierdie doef goed nie. So hy het altyd vir my 'n beplanning gemaak en hy het musiek gemaak en hy het elke aand dat hy die radio gaan beman en daar was mense wat dit verskriklik waardeer het. En vir redelik lank het hy die radio aan die gang gehou. Aanvanklik daar by die diensstasie het hy vir homself so 'n klein van hierdie wat se bord, hierdie dun bord, dat hy vir hom so 'n huisiekie gebou en hy het daar begin. Tot hy later by een of ander huis het hy buitegebou gehuur wat hy die radio gehad het. So ja, hy het op sy eie het hy tog 'n diens gelewer vir die dorp, 'n goeie diens gelewer vir die dorp. Ek het op 'n stadium toe die volksskool, mevrou Boshoff het ook hulle die Kenweb boeke gehad, wat Andrei van der Berg het die boeke geskryf vir die skool. En hulle het toe iemand gesoek om die boeke te druk. En ons het so, Jack het toe vir mevrou Boshoff gesê, iewers wat hy gewerk het hulle 'n risograaf gehad, 'n masjien wat redelik is amper soos 'n fotostaatmasjien. Jy maak 'n meester en dan van die meester af kan jy afdrukke maak. So ja, daar's toe nou navorsing gedoen, hy het gehelp en toe is daar 'n risograaf gekoop.
En ek het die ding toe nog geleer. En ek het die kenwebboeke, het ek maak hulle uit mekaar uit, en dan het ek hulle meesters gemaak, en ek het duplikate gemaak. Maar ons het nooit minder as omtrent 30 boeke gedruk nie, want om die meesters te maak, dit is die storie. En dan as jy van 'n boek net een moet maak, dan is dit te duur. So ons het altyd gesê die minimum is 30. So André van der Berg het altyd by ons die boeke bestel. So dan kom daar die boek kom aan, en dan word daar met 'n papiertjie wat sê soveel van hierdie en soveel van hierdie en soveel van hierdie. So ek het derentyd boeke gedruk vir Kenweb. En dit het toe natuurlik nadat André hulle weg is, daar was toe nog 'n bietjie Kenwebboeke bestel, maar toe dit later uitgefaseer, so dit het toe heeltemal gestaak. Maar vir baie lank het ek Kenwebboeke gedruk. Dit was nogal baie interessant en dit het my baie besig gehou. So daardie firma ook altyd 'n bietjie ekstra geld verdien. Toe ons hier gekom het, die kerkhof, daar was presies een graf in die kerkhof. Dit was 'n plaasboer, ek kan nie onthou die van nie. En langsaan was 'n oop graf gehou vir sy vrou. En my skoonma was die tweede persoon wat daar begrawe is. En kyk, waar staan die begrafplaas vandag? Daar's hoop grafte. Maar my skoonma was die tweede persoon wat hier begrawe is. Mevrou, ek wil gou by jou 'n paar goed hoor. Watter jaar is jy gebore? 1942. So jy is nou? In die oorlog. Nou ja, Ek is 13 November 1942 gebore. So jy is nou 83. Amper. Mevrou, nou, watter jaar het julle in Orania gekom? Watter jaar het ek in Orania gekom? Ek het in 1993 het ek met mevrou Boshoff gesels, en ek het toe nou in Pretoria so 2 poste gedoen, en ek het fisies die einde van Januarie in 94 het ek hier geland. Toe was die voorraad was toe op pad hiernatoe, en ek het toe hiernatoe gekom, en ek het toe nou nie meer by minerale en energie sake gewerk nie, want ek het toe nou klaargemaak daar. Ek het toe my 6 weke kennis gewerk. Nou wil ek graag weet, vertel ons van jou eerste gewaarwordinge. Hoe het jy aangekom na Orania toe? Wat het jy verwag? Wat het jy gesien, gedink? Ek het op 'n stadium toe Jack voorraad hiernatoe gebring het. Toe sê hy vir my, ek gaan nou by die kabal, dis so trokkie. En ry ek nou weer goed voorraad af na Orania toe, en ek met die Boshoff se huis gaan verf. So ek moet vat goed soontoe. Ek gaan net vir die naweek. Jy kan saam ry, dan kan jy sien hoe lyk dit daar. En toe breek die trokkie hier langs die pad. So ek het toe in Kimberley gebly, en Karel 4 was hier, en hy het my in Kimberley gekry by my suster, en my teruggevat Pretoria toe, so ek was toe nooit hier nie. Ek was toe nou die trokkie laat regmaak, en hiernatoe gekom, en hy het toe nou later teruggegaan Pretoria toe, so ek was toe glad nie hier nie. Maar ek het saam met Karel 4 in die middel van die nag hier aangekom. En toe ons nou van Hopetown afry, daar as jy nou daar om die draai is, tussen die lande, dan sê jy mos daai liggetjies. Hy sê, Tannie, daai liggies daar, dis Orania se liggies. Okay, nou ry ons, en ons ry, en ons ry, en ons ry, en ons ry. Ek dink, daai liggies kom nie nader nie. Ek sê later, maar daai liggies bly waar hulle is, en ons bly waar ons is, en ry ons, maar ons kom nie by daai liggies uit nie. Hy sê, nee, mens sien die liggies lank voor die tyd. Nou ja, en toe kom ek in die middel van die nag hier. En hy het toe nog geweet by watter huis ek gaan bly. Hy laai my toe daar af, en het was, ek weet nie hoe laat, 2 in die nag of daar rond iewers, en ek is toe na die huis toe. Die volgende oggend staan ek op, nou Jack vir my mooi beduie, hoe moet ek nou loop om by die volksskool te kom? En ek stap na die hekkie toe, en net toe ek so by die hekkie kom, hier kom mevrou Boshoff aan, swaai haar handsakkie so heen en weer. Ek kom jou net haal. Ek dink, okay, nou is dit baie maklik, nou hoef ek nie te probeer onthou om daar te kom nie. So dis hoe ek in Orania gekom het, en hoe ek my eerste dag beleef het. En toe het dit natuurlik begin, deur my rekenaar aan mekaar sit, en werk uitpak, al die dokumente en goed wat ingepak is, moet uitgepak word.
So, en ek het toe nou, vir lank het ons by die Volksskool 'n kantoor gehuur, voordat daai gebou toe nou opgerig is. Maar die gebou was aanvanklik net 'n lang vertrek, so die kantore en al die veranderings het heel wat later gekom. Mevrou, nou wat het mense daai tyd van Orania gedink of gesê? Weet jy wat, die mense het nie veel oor Orania te sê gehad nie. Al wat ek weet is dat die ouens daar het gesê, die plek is net vir die mense wat afgetree het, want 3/4 van die mense wat daai tyd hier gebly het, was ouer mense. Daar was nie jong mense met kinders nie, daar was die minimum kinders in die dorp, daar was die minimum jong mense. Almal wat hiernatoe gekom het, was ouer garde, as ek dit dan so kan noem. En so stelselmatig het dit begin verander, dat jonger mense hiernatoe kom. En dan vra ek vir hulle, as ek mense sien, dan vra ek vir hulle, wat het jou laat besluit om hiernatoe te kom? Dan sê hulle, veiligheid vir my man en my kinders. 3/4 van die mense het vir my gesê, vir veiligheid vir ons. Want toe het dit al begin erg raak buitekant, dat mens wonder, is jy veilig, ja of nee? So, toe dit begin verander, dat mense met kinders hiernatoe kom, en toe die kinders begin groei, dat jy later die skole begin uit hulle na te bars uit. Want die CVO skool het aanvanklik 'n paar kinders gehad. Nou trek hulle, ek weet nie eens waar hulle nou trek nie. Ek dink is al seker by die 200, 300, ek weet nie. Vrou, sê bietjie vir my, wat het jou kinders gesê daai tyd, of jou vriende en vriendinne? My kinders het net gesê, hulle kan nie hier kom bly nie, want hier's niks vir hulle nie. Want Gerald is 'n ambagsman. Hy is 'n rooi kaart passer en draaier. En op daai stadium was hier nie 'n besigheid wat hom kon huisves nie. En hier was te min mense wat hier bly om dit te regverdig. John het by Tikkies gewerk. Hy het klankwerk gedoen, oorklankwerk gedoen. Hy het Tikkies afstandbeheer opleiding het hy begin. John het dit begin. Hy het hulle teekamer gebruik en daaroor was hulle baie kwaad. So, hulle teekamer het in slag gebly. En Esther het in sy het in Snelspruit gebly. So, sy het nie belang gestel om hiernatoe te kom nie. Sy het daar gewerk. Mevrou, vertel 'n bietjie van 'n paar mense wat jy in daai tyd hier gekry het. Daar waar die oewer is. Daar was Hollanders. Wat is hulle van gewees? Hulle het beeste gehad. Wynand het daar vir hulle gewerk. Ons het altyd daar gaan melk koop. Wynand het vir hulle gewerk. En Karel Vier het in Pretoria gewerk. So hy was meeste van die tyd in Pretoria. Hy het later wel in Orania kom werk. Anna Boshoff en haar man, professor, hulle het baie heen en weer beweeg. Hulle het later maar eers permanent in Orania gebly. Maar dan was hier oom Dani van Rensburg. Ek het hom bynaam gehad. Hy het by Aardappelraad gewerk in Pretoria. Maar hy het hier kom aftree, so hy het niks hier gedoen nie. En dan Tannie Annetjie Boshoff, sy het ook hier kom aftree. En Tannie Betsy Verwoerd was ook lank wat sy nog gelewe het, wat sy hier gebly het. En dan wat, hier was nie so baie mense nie, maar ek is nie een wat in die aand rondloop nie. Ek sê altyd, ek gaan werk toe, ek ontmoet mense daar en ek gesels met mense daar, ek loop hier rond nie. Ek is nie 'n ou van rondloop nie weer nie. So ek het nooit fisies oral gekuier nie. Maar jy was meeste van die mense wat hier was ouer mense wat hier gebly het. En dan was dit nou die van 'n Bergs, Andrei en Elisabeth. En dan was hier mense wat, jy weet, gekom het, en dan het hulle gedink hulle kan hulle bediendes saambring. So hulle bly 'n maand of 2 en dan gaan hulle weer weg. Daai tyd het die mense vreeslik gewissel. Die ouens het nie gekom met 'n doel om hier te kom bly en uit te vind wat gaan aan en om vas te trap en 'n deel te word van Orania nie. Hulle het gedink hulle kan hier kom werk of
hulle gaan nie nou, jy was fisies eendag 'n ou wat, Jack kom met hom daar by my, by die huis aan, hy sê die ou daar by die petrolpomp aangekom het, sy tassie, hy gaan nou hier kom werk, en ek maak die bed reg, en die ou slaap daar, ek sê vir hom, dan hierdie is nou nie 'n Lucy's huis nie, en jy kan vir 'n dag of 2 uur bly, gaan soek vir jou werk, en dan gaan soek jy vir jou blyplek, of as jy wil bly mee betaal. Hy is toe heel ontstel, want hy het nou gedink ek kan gratis hier by my bly. Ek sê, broer, weet jy wat? Jy moet eet. Jy moet was. Dis water. Dis seep. Dis kos. Ek sê, my sak is nie so groot nie. My sak is so groot. So ek kan nie 'n ander persoon huisves wat nie wil bydra nie. So het baie mense hierna toe gekom wat gedink het, dis 'n aftreeoord, hulle kan hier lekker kom sit en hulle gaan bedien word. Dit werk nie so nie. Jy moet jou hande gebruik en jy moet werk. Want daar was eendag iemand wat vir my gesê het, maar nou moet hulle self in die tuin werk. Ek sê ja, jy moet jy maar self in die tuin werk. As jy wil groente plant, moet jy dit self plant en jy moet dit self nat maak en hom self pluk. Nee, maar dit werk nou nie vir nie. Hulle wil hulle bediendes saambring. Hy was een vrou, hulle het daar bo iewers gebly. 'n Man het in die aande, in die nag, as ander mense slaap, Hopetown toe gery en iemand daar gaan oplaai wat haar huis skoon gemaak het. Toe vind hulle dit uit, toe moet hulle maar trek. Want die vrou is toe ontstel, maar sy kan nie die huis self skoonmaak nie. Ek kan nie die mense se van onthou nie, maar sy het net besluit hulle nee, hierdie plek is nie wel nie, hulle waai liewer. So baie van die mense het, en ons het toe nou nog nie regtig die aftreeoord gehad nie, daar was Alma Stein, sy het so amper soos 'n mediese plekkie gehad, waar sy mense kon help, en so jy was nie 'n versorgingseenheid vir ouer mense nie, en die meeste mense wat hier was mense wat daarom al so oor die 50 en oor die 60 was, so dan sodra hulle nou begin oud raak, en een of ander probleem het, dan het hulle maar getrek na die kinders toe, of na 'n plek toe waar hulle in 'n versorgingseenheid gegaan het. So dit het baie gewissel. Mense het gekom en mense het gegaan, so die dorp het nie regtig fisies gegroei nie. Maar ons het daar waar die oewer is, Johan Kilian, hy het Oranje Beweging se boeke gedoen deur die jare. En hy het die oewer besit. Toe was daar net bome en duiweltjies. En toe het oom Callie Kriel dit later by Johan Kilian gekoop. En oom Callie Kriel het toe begin om dit uit kyk, daar was 'n vlak wat klippe gepak is in die grond. Dit het oom Callie Kriel gedoen, en toe daarom van 3/4 van die duiweltjies ontslae geraak. So dit het toe daarom in 'n plek verander wat 'n mens daarom naweke kan lekker gaan sit en 'n vleisie braai en 'n vis vang. Jack was lief vir visvang, so hy het so toe gery en dan sit hy daar met sy visstok, of hy nou vis vang of nie. Ek het net vir hom gesê, jy bring nie vis huis toe nie, ek eet nie varsvis nie, ek hou van seevis. So as jy vis bring, moet jy homself gaar maak, ek maak hom nie gaar. So gooi hom terug in die rivier, jy kan hom vang, maar gooi hom terug in die rivier. So die mense kon daar gaan vis vang en hulle kon daar gaan rondsit. So oom Callie Kriel het baie gedoen by die oewer, maar toe het hy dit nou later verkoop aan Andrei Coetzee, en hulle het dit toe nou begin om uit te brei, en onthou, deur die tyd, ek kan nie onthou watter jaar was dit nie, Andrei, hulle het daar waar die Italiaans nou bly, daar is die melkplaas is daar begin, hulle het beeste van Bloemfontein iewers daar in daai omgewing beeste gekry, maar dit was nou nie beeste wat baie melk voorsien het nie, en daar was toe nou 'n melklorry wat die melk van Kimberley af gekom het en die melk omhaal het, so daar was groot tanks daar van die melk, maar die melkery het nie baie lank gehou nie, ek weet nie presies hoekom dit tot niet gegaan het nie. Die lughawe was ook maar net vir 'n noodgeval, klein vliegtuigies. So ja, maar daar is 'n lughawe
wat in 'n noodgeval gebruik kan word. Hier het al mediese vliegtuie. Ek weet van een keer dat hier 'n redelike groot vliegtuig geland. En dan het hulle maar altyd gegaan in die blad. Want die mense het altyd kortpad daaroor gery. So dan is die lughawe nie gelyk nie. So as vliegtuie wil land, moes hulle altyd 'n bietjie gaan skraap. Ek dink nou is dit so dat jy nie meer oor die lughawe mag ry nie. En daar waar die lughawe is, daai uitbreiding daar was daai tyd niks. Daar was 1 of 2 mense wat in daai omgewing gebly het. Nou is daar, ek was eendag saam met Betty soontoe, en ek was verbaas om te sien hoeveel huise is daar in daai vlakte. So, alles het uitgebrei. En Dr. Ben de Klerk, aanvanklik die bome, die pekanbome daar by die begrafplaas, is die oudste bome in Orania. Hulle is heel eerste aangeplant. Ek kan nie onthou nie wat die man se van was wat hulle geplant het nie. Johan Tomati se vrou se stiefpa, hy het dit daar geplant. Maar nietemin daar gelaat, daai boord daarbo is Dr. Ben de Klerk se boord. En die ou wat vir hom gewerk het, ons het hom altyd Johan Tomati genoem, want hulle het so groot area gehad waar hulle tomaties geplant het en dan opgelei het, lang oplei en dan tomaties geoes, baie tomaties geoes. So hy het toe later ook nou nie meer daar gewerk nie, hy is toe nou weg, maar dis Dr. Ben de Klerk se boord. En stelselmatig het baie mense beginne om boorde aan te lê, pekanboorde aan te lê. Ek weet nie hoeveel daar by oomblik is nie, maar ek weet daar sou by oomblik baie pekanboorde. Ek het altyd pekannete gaan optel, maar nou is ek so 'n bietjie gekrok. Nou kan ek nie meer nete optel nie. So ek het baie nete gaan optel. En dit is 'n fisiese oefening en ek het vir myself 'n proses uitgewerk wat ek het gedoen het. Ek het toe nog 'n motor gehad het ek my stoel agter in die motor ingelaai. Ek het so 'n stoeltjie wat ek in die stort kan gebruik. Ek het hom in die motor agter ingelaai met 2 emmers, my hark, my handskoene en daarbey toe met die Adam het ek altyd nete gaan optel. Dan vat ek 'n boom, dan hark ek so die helfte van die boom, hark ek oop, net so groot oop. Dan is dit nou blare en nete en stokkies en alles. Dan sit ek my stokkie daar, trek ek my handskoentjies aan en dan krap ek nou al die blare weg en dan tel ek die nete op en gooi dit in 'n emmer. So ek het nie geloop en een net opgetel nie. Ek het vir my 'n proses uitgewerk. So ek het kilogramme nete opgetel. Maar toe sê hy ook eendag vir my dat die nete wat ek optel is van die skoonste nete. Hy kry baie kere van die ander mense wat, jy weet, hulle vat net. Ek het altyd die neet gekyk, want met die eystervarke en die goed, hulle eet baie kere 'n deel van die neet weg. Of dis verlede jaar se neet wat nog daar tussen blare gelê het en nou sy amper swart, so die binnekant is nie meer bruikbaar nie. En vir my is dit 'n geval van, dit vat net 'n kort rukkie om gou te kyk, is hierdie neet bruikbaar, ja of nee. So dis fisies 'n aksie wat ek myself uitgewerk het. En toe sê hy eendag vir my, die nete wat ek altyd bring, is altyd die skoonste nete. Hy sê, daar was een tannetjie, 3/4 van die nete wat sy gebring het, party was leë doppe, of daai huls wat buite om die neet is sommer so saam met die nete in die sak gegooi. Goed, jy word betaal per kilogram wat jy optel, so jy kry eintlik geld vir nete, wat nie nete is nie. En ek meen, as hy dit stuur vir bemarking, of hulle vir verwerking, hy word betaal volgens die gehalte van die nete. So as hy 'n bondel nete stuur en hulle vat toevallig daai gedeelte en hulle toets dit, hulle gradeer dan die hele oes volgens daai nete en dit tel teen hom. So ek het altyd probeer om, as ek 'n ding doen, om dit so goed as moontlik te doen. My werk ook by die kantoor. Ek sê altyd, vir my is geen werk benede my nie. Liasering is nie benede my nie. En as ek liasering doen ek dit graag so dat jy en jy en jy, as jy 'n ding soek,
moet jy dit maklik kan kry. En dit moet nie, ag wat, ek vat sommer 'n hele bondel papiere en ek druk al net in die leer in, hoekom sal ek dit nou mooi sorteer? Dit is nie ek nie. Ek hou daarvan om as iemand iets soek, dan moet die persoon dit maklik kry. So alles wat ek doen, probeer ek altyd om dit so te doen, dat dit vir iemand na my maklik gaan wees, of 'n plesier gaan wees om dit te kry. So, en dit is ook seker een van die dinge hoekom my brein nog so helder is. Ek het nou die dag vir iemand gesê, solank as wat hulle my huisves, sien ek kans om nog te werk. Al is dit 3 ure in 'n week. Jy het 'n verpligting vir daai dag. Jy moet so laat opstaan, jy maak vir jou koffie, jy drink koffie, eet 'n beskuitjie, en jy trek aan, jy klim op jou skootertjie, want jy het nie meer 'n kar nie, en jy ry werk toe. En vir die tyd wat jy by die werk is, ek hou nie daarvan om die hele tyd op my foon te sit nie. As ek betaal word om te werk, moet ek werk lewer vir daai tyd wat ek betaal word. Ek maak in my kantoordeur toe en sê, ag, ek gaan nou lekker op my foon by die en van daai boodskappe stuur. Nee, ek doen dit na werk. So, dis nou maar hoe ek is. Ek is so groot gemaak, en dis hoe ek my lewe deurgaan. Ja, en dan nog 'n ding wat ek vergeet het, is die strooibalgeboue wat opgerig is in Orania. En die wynhuis is ook een van hulle. En in die wynhuis se muur is 'n bottel wat ek geteken het. Want ek was op daai stadium die kassiere in die wynhuis. Ek was die heel eerste kassiere in daai gebou. Hy ons 'n bietjie vertel van die interessante stories daar uit die wynhuis uit. Nee, daar's nie interessante stories nie. Maar geen stoute mense gewees nie. Nee, daar was net eendag. Nee, ek sal dit liever nie vertel nie. Nee, dit is maar, jy het maar die mense dopgehou, en dit was maar net 'n werk wat ek fisies gedoen het, wat ek niks van geweet het nie, want ek het nie drank geken nie. Ek ken nou nog nie drank nie. So ek moes leer. Nou loop ek hier teen die rak af. En die brandewyne is by mekaar, die whiskies is by mekaar, en so ek moet nou hierdie goed leer. Want baie mense gaan haal hulle voorraad en sit dit daar by die toonbank neer. En baie ouens kom in en sê hulle, ek soek dit. Dan haal ek dit gou van die rak af. Want ek pak die rakke, so ek weet presies waar alles staan. Maar oom Dani van Rensburg, dit was 'n anderster oomie. Dan bring hy sy botteltjies, dan pak hy dit hier op die toonbank. Dan begin ek dit nou lei. Dan lei ek dit, dan sit ek dit daar. Dan begin hy die goed ene weer pak. Dan sê ek, oom Dani, los asseblief hierdie bottels. Ek moet dit nou lei, sodat jy kan betaal vir hierdie bottels. Moenie hierdie goed ene weer pak nie. Want ek dink, hy wou my deur mekaar maak, sodat hy goed verniet kan kry. Maar hy het weer gekom. En dan was hier die oomie, hulle het altyd so 2 liter wit wyn gekoop. Hy is ook lank al oorlede. Sy kinders het altyd gesê, hy moet ophou om te drink. Ek sê, los tog die arme man, laat hy sy 2 liter wyn koop. Maar nou maak hy so, dan bel hy, en sê hy moet nou weer 'n bottel, hy sê die boks wyn. Hoe noem het my seun John dit? Win the card box. Dan bel hy, dan sê hy wil nou weer 'n bottel, ek het geweet presies wat hulle gekoop het. Hy wil nou weer wyn kry, maar hulle het nie nou tyd om wynhuis toe te gaan nie. Dan sê ek, moenie worry nie, ek sal dit vir jou bring. Dan lei ek dit op, en dan betaal ek dit, en dan ry ek en Jack, as hy my kom haal, dan gaan ek na die mense se huis toe, en dan gee ek hulle wyn vir hulle, en gee ek my die geld, en ek moes nou klaar vir dit betaal. Gee ek vir hulle die strokie, en die wyn. En hulle kinders, ek kan nie van onthou nie. Vreeslik geman oor die oom wat altyd die wyn koop. Ek sê, los die arme man, laat hy loop nie in die strate en sing nie. Hy bly by sy huis, hy drink sy wyntjie daar.
Ja, los hom net 'n wyntjie drink. Ek het baie kere vir hom wyn by die huis gaan aflaai, baie kere. Maar hy sê, julle moet nie daai goed eet nie. Dis so goed vir julle nie. Ek sê, sorry, jy mag het eet, maar ek mag het eet. Weet jy wat beteken dit vir my? Dit beteken baie vir my. Dis ek, dis jy. Ware vriende, en jy op jou ene hand tel en as aan vingers oor. Die whites only town, Orania,